En dan kan die ander kinders ook die recording kyk. So ons is besig met die struktuur en dan vandag, miskien is isotope vir jou verniet. Ag nie verniet nie, nuut. So Annika, het julle by julle skool al met isotope gewerk? Ja. En Luka, julle? Nee, oom. Nee. Dink nie so nie. Okay. Amai, weet jy wat is isotoop? Ek dink ons het daarmee begin. Okay. Fair enough. Okay. Good. Alright, so al wat ons gaan doen is, ons gaan net gou 'n bietjie speel. Ek het 'n periodieke tabel daar, gaan nog so 'n bietjie groter maak. En dan wil ek net die volgende weet. Net gou, jy hoef nie eers dit af te skryf nie. Ons kan dit net saam doen. As ek nou na die volgende kyk, daai aluminium met 'n 27 onder en 'n 13 aan die bokant. Help my net gou-gou. Wat beteken daai 13 en wat beteken daai 27? 13 is die atoomgetal. Okay. 13 is die atoomgetal, maar wat is ook wat? Dit is ook hoeveel elektrone en protone in die atoom is. Yes, dis hoeveel protone daar is en hoeveel elektrone daar is in die atoom. As die atoom 'n ion word, dan is daar dan sal dalk minder of meer elektrone, né? Ja. Okay, so ons gaan hiersoos 1 2 3 4 5 6 van hulle. En ek dink ons is net mooi 6 van julle. So wie wil die eerste een doen? Gaan obviously van maklik na moeilik. So miskien Ek is sal Okay, Eliani is die eerste een. Okay, met aluminium 1327, hoeveel protone is daar? 13. Hoeveel neutrone is daar? Daar is 14. 14. En as hy net so 'n atoom is, hoeveel elektrone? 13. Okay, wat is die atoomgetal? 13. En die massa getal? 27. Mooi. Okay, is almal vir julle is seker wat ons doen? Ja. Okay, gaan baie vinnig werk. Next. Ek sal Okay, my go. Kleur. 17 Ja. 17 20 17 17 Ja. en 37. So, okay, smart. Next. Doen doen oom. Okay, Luka gooi. Hy het 20 protone Ja. en hy het 20 neutrone Ja. en hy het 20 elektrone. Okay, lyk my dis 'n maklike voorbeeld hierdie, né? Ja, en hy het sy atoomgetal is 20 en sy massagetal is 40. Okay, gaan ons next. Ek is ek ook deel van die 6. Dit lyk so, né? Okay, ek reside. Ek gaan nie een doen nie. Kyk, kom, Annika, jy's volgende. Okay, so daar's 11 protone. Kyk net mooi, daar's 'n plusie 1 daar, né? sien jy hom? Oor as plus 1. Ja, So okay, dat ja, extra- protone is reg. Die protone is reg. En dan dat een minder elektrone. So dan sê neutrone is 12. Ja. Hy het dan 12 elektrone. Ag, 10, skus. Ja. En dan sy atoomgetal is 11 en sy massagetal is 23. Okay, en wie van julle gebruik UME of AME? Dis op ons opsommings, maar sy het nog niks daarvan gesê nie. Okay, ja, okay, ek moenie worry te veel daaroor nie. Okay, dan wie is volgende? Abia, jy het nog 'n kans gehad hier. Ja. Suurstof se ion, dit word oksied genoem. En ek het niks bygesit nie. So I mean, what the heck. So kom ons vat suurstof, dit sou 16 gewees het, né? Ja. 16. Okay, right, hier gaan ons. Protone. 8. Ja. Neutrone. Neutrone is 8. Ja. Elektrone is 10. Ja. Atoomgetal is 8 en dan massagetal is 16. Dis te maklik hierdie werk, né? Okay, enigiemand anders se koolstof 14. Wat doen koolstof 14? Dis 'n isotoop van koolstof. Nou koolstof lyk so. Hy het altyd 6 protone en dan kan hy 12
En daar as 'n massagetal, hy kan 13 hê, hy kan hy kan 14 hê. So koolstof 14 beteken die isotoop van koolstof wat 14 kerndeeltjies het. So dis daai ene. Koolstof 14 is die ene hierso. Okay, Luca, omdat jy die eerste ou in die klas is, moet jy hom doen. Daar's hy. Hoeveel protone? Hierso is hy, né? Ek highlight hom hier vir jou. Daar's hy. Daar is koolstof Ja. 14. Ja, okay, wag, so hy het 6 protone Ja, en dan het hy 8 neutrone. ja, Dit weer dan 6 elektrone op. ja. Hy het die lading Ja, hier, so dan- 6. Atoomgetal. Ja, so en dan sy atoomgetal 6 en sy massagetal 14. Okay, awesome. Okay, mooi. Ek is baie bly. Al die maklike werk's dan. Kom ons kyk. Daar's 'n klein bietjie 'n moeiliker een en julle gaan nou almal dit individueel doen. So kom ons lees dit net gou deur. Jy gaan 4 vragies op jou eie moet doen en jy het 'n periodieke tabel daarvoor nodig. Ek gaan net gou dit copy vir ons. En dit hier na toe paste, sou jy dit hê nie. Dan in elk van die volgende gevalle wil ek die naam van die atoom weet, met ander woorde soos suurstof. Luister gou baie mooi, baie mooi luister. As hulle in die skool vir jou vra die naam en jy maak 'n O, dan kry jy 0 punte. Naam is 'n woord, daai is 'n naam. En die ding is 'n simbool. Okay, verstaan jy die verskil tussen 'n naam en 'n simbool? 'n Simbool is 'n O vir suurstof en 'n naam staan daar suurstof. So wat ek wil by jou weet, ek wil die naam weet van die atoom. Ek wil ook die atoomgetal hê, met ander woorde die aantal protone, en dan wil ek die aantal neutrone weet en die aantal elektrone. Daai woord om die kern kan jy uitkrap, dit maak nie saak nie. So as ek nou sê X 1840, dan wil ek weet, wat is die naam van daai atoom? Hoeveel protone? Hoeveel op met ander woorde atoomgetal en hoeveel neutrone en die aantal elektrone. En jy gaan 4 van hulle doen en jy het 60 sekondes vir elk, so dis 4 minute. Kom ons sê 5 minute want jy gaan dalk die vraag wil afskryf ook. So jy het so 5 minute. Ek sal vir jou timer aansit. As ek weet waar die timer is. Ek soek dit net. Ek weet nie waar dit is nie. So as jy die video kyk, dan kan jy nou ook 5 minute hê. Ek sukkel nou nog om die timer te kry. As jy een van hulle nie weet nie, dan gaan jy aan die volgende een. Ek het net 'n tip aan jou. Daar is nie 'n nommer X of getal X op die periodieke tabel nie. X bestaan nie. X is 'n onbekende wat jy moet uitfigure wat dit is.
As jy klaar is, mag jy natuurlik jou hand opsteek. Anders ons hoef nie vir almal te wag nie. Of ek bedoel, ons hoef nie te wag as almal klaar is nie. Nommer 3.4 is 'n bad ene. Moenie na daai 23 kyk en 23 gaan soek op die tabel nie. It's not gonna work. Okay. Van daai onderste getal die massa getal kan verander. Dit hoef nie 23 te wees nie. Nou Luca. Het jy almal reg, Annika? Hoe was jou wiskunde Olimpiade? Is baie lekker, dankie oom. Gaan jy wen? Ek is seker nie. Hulle het nie vir ons die memo gegee na die tyd nie. Okay. Is dit jou eerste jaar? Nee, ek doen dit al van graad 8 af. Is dit? Okay. Wat een is moeilik aan my? Ek's klaar, ek soek nou vir die O, die laaste ene. die laaste ene. Ek sal sê is moeilik, jy het my nou net Hy vang jou 'n bietjie uit. omgegooi. Ja. Daar's 10 elektrone om die kern as hy plus 2 is. Ja. Wie is nog besig? Leonie, is jy nog besig? Okay, daar's 'n minuut oor. Okay, almal is klaar. Luca, is jy klaar? Ek sukkel net met daai laaste een 'n bietjie om. Okay. Right, nie wat nie. Hier gaan ons. Eerste een, x, daar's 'n 40 aan die onderkant en 'n 18 aan die bokant. Daai 40 is misleidend want dis 'n massa getal en dit kan 39, 41 ook iets gewees het. Die belangrike deel is die 18, die aantal protone of die atoomgetal, want dis uniek vir elke liewe element. So ek kan net nommer 18 op die periodieke tabel gaan soek. Waar is hy? Daar is hy. Nou. Okay. So wat is daai? Daai is Argon. argon. Okay, dis die naam. Dan wil ek weet wat is die atoomgetal? 18, né? En die aantal neutrone. Okay, 18 en na 40 toe is hoeveel? 22. En dan die aantal elektrone gaan dieselfde wees as die protone of die atoomgetal is 18, né? Jee. Okay, ek hoop almal het dit reg, né? Right, die volgende een gee ek vir jou Ca. Okay, so ek gee Ca 20 en dan x en dan sê ek die massa getal is 40. Dit beteken hierdie x hieronder is 40, né? Almal, kan jy dit by 3.2 dit sien? Né? Okay. So wat het ons hierso? Koolstof. Ag nie koolstof nie, kalsium, né? Is kalsium reg? Ja. Okay, hoeveel wat is die atoomgetal of die aantal protone? Kalsium is altyd 20, né? En neutrone, wel 20 40 minus 20 is 20. En dan die aantal elektrone is ook 20, né? Okay, great. Happy almal? Ja. Dan het ek P. Okay, daar staan nou -3, maar dit staan om 3 minus te wees. Dit maak nie reg saak. Okay, dan het ek 'n X daar
en 'n 31 dae. Nou okay, al wat ek gaan soek is ek gaan gou vir fosfor soek op die periodieke tabel. Daar's ons hy. Bang. So dit beteken daai boonste X moet 'n 15 wees want hy's nommer 15 op die periodieke tabel. So hy het 15 protone of sy atoomgetal is 15. Okay, so daar is fosfor, né? Wat weet ons nog? Die atoomgetal is 15. Die aantal neutrone is wat? 16. 16. Nou, mooi. 15 en plus 16 is 31. En dan wil ons ook die aantal elektrone weet. Maar nou moet ons versigtig wees. Nou hierso raak dit nou 'n klein bietjie moeiliker. Daar was 15 elektrone voor hy 'n lading gekry het, né? Maar nou is sy lading 3 minus, so ons het 3 elektrone bygekry. Vang julle dit? So daar is 18 elektrone. Sien dit, Luca? Okay. Wie het nog 'n exit? Abia. Abia's board. Nou. Okay, right, die gaan ons nou vir die laaste een. X 2 plus of plus 2, daar's 'n 23 aan die onderkant. Okay, dan sê hulle indien daar 10 elektrone om die kern van die ioon is. So tans op daai ioon is daar 10 elektrone. So ek het 2 elektrone verloor. Okay, Luca, ek gaan nou met jou praat want jy het gesê sukkel met dit. Tans is daar 10 elektrone. Oorspronklik was daar hoeveel? So daar was 12 elektrone om die kern. Toe verloor ek 2, hè? En nou is daar 10, né? So om 'n 2 plus lading te kry, moet ek 2 elektrone verloor. So al wat ek gaan doen is ek gaan net nommer 12 op die periodieke tabel soek. Daar's magnesium. So dit was magnesium gewees wat 'n 2 plus geword het. Nou kyk gou hierso almal. Baie mooi luister. Die 2 plus daar het op 'n manier vir jou weggegee dat dit enige van hierdie elemente in groep 2 is, né? Want hulle ione is plus 2, né? So as jy geraai het, kom ons kry gou vir Abia in. As jy moes raai wat dit is, dan sou dit 'n groep 2 gewees het. Sê vir my as jy terug is, Abia. Ek is terug, ekskuus, het my uitgegooi. Geen probleem. Ons doen net gaan met 3.4. Ons het dit halfpad gedoen, so ons begin net oor. X is 'n onbekende atoom en hy het 'n lading van 2 plus as hy ioon is. So toe het ek gesê, oh well, dit moet in groep 2 wees want alles in groep 2 is 2 plus. Nou. Okay, so daar's 'n 23 aan die onderkant en nou staan 10 elektrone as hy 'n ioon is. As hy ioon is, dat 10 elektrone. Met ander woorde, om 'n plus 2 te kry, het hy 2 elektrone verloor, so daar was 12 elektrone. En dan gaan ek net magnesium soek want hy het 12 elektrone in die begin. sien jy, voor hy enigiets bykry of verloor gewoonlik. En dan weet ek dis magnesium. Dis die naam, die atoomgetal is 12. Die aantal neutrone in die geval, kyk gou mooi, ek het nie 'n 24, ek het 'n 23 onder. So dis 11, né? En dan die ander aantal elektrone is 'n dom vraag want daar's 10 elektrone, né? So dis magnesium ioon. Okay, right. Maar hulle sê vir jou as 10 elektrone so. Okay, kwai. Okay, nou gaan ons 'n bietjie met isotope werk and then we finish for the day. Net 'n paar sommetjies. Kyk hoe ver ons kom. Right. Kan ek aangaan? Ek gaan vir julle huiswerk oor die gedeelte gee wat ons nou doen. Nou, okay, kom ons vra net gou vir onsself, wat is 'n isotoop? Voor ons net gou enigiets begin. Jy het nou 'n definisie van 'n isotoop in jou boek, maar kom ons vergeet net gou van die definisie. So kom ons vat koolstof weer as 'n voorbeeld wat ons net gebruik het. Nou koolstof gaan altyd 6 elektrone hê. 6 protone hê. Dis altyd is nommer 6. Ons kry gou 'n periodieke tabel nader. Wat sê? Bang. Copy. Kyk gou.
Nou jy mooi luister. Dis baie maklike werk. Koolstof het altyd 6 protone. Sy atoomgetal is 6. Dit kan nie anders wees nie, anders is dit nie koolstof nie. Maar daai getalletjie daar aan die onderkant, daai massa getal kan verander. So daar het ek nou 2 voorbeelde van koolstof. Een is 12 en een se massa getal is 13. Nou hierdie 2 goed word isotope van mekaar genoem. Hulle is isotope. Hoekom? Hulle het dieselfde atoomgetal, met ander woorde dis dieselfde element, maar hulle massagetalle verskil. So hierdie massagetalle verskil en dit word isotope genoem. So as jy 'n stuk koolstof uit die grond uithaal, wie van julle het al 'n koolstof gevat? Come on. Wie van julle het al koolstof in sy mond gedruk? Niemand. Het niemand al van julle gebraai nie? Niemand het gebraai nie, né? Wat is charcoal? Koolstof. Hæ? Daar's nou ander goedes ook by, maar is primêr koolstof. En dan in 'n potlood se punt is daar koolstof en grafiet en 'n paar ander goed. So as jy potlood vat, jou HB potlood, vryf dit op jou tong, dan kry jy koolstof ook. En die meeste van jou dele in jou liggaam bestaan uit koolstof uit. So jy is heeltyd in aanraking met koolstof, maar ons kry verskillende isotope van koolstof. Met ander woorde, koolstof met verskillende massagetalle. En dan hierdie een kom die meeste voor, koolstof 12, en dan koolstof 14 is baie belangrike een. En dis 'n radioaktiewe een. Wie weet waarvoor gebruik ons, of hoekom is koolstof 14? Dis koolstof 14. Hoekom is dit so belangrik? Dit word gebruik vir kernkrag. Nee, dis radioaktief, jy's reg. So, maar nie vir kernkrag nie. Of nie waarvan ek bewus is actually nie. Uranium en plutonium word gebruik. Radioaktiewe uranium en plutonium word gebruik vir kernkrag. Maar koolstof word gebruik om wat? Datering te doen. So as jy diep in die grond dinosaurs is te oud. Maar as jy 'n stuk been van 'n dier of 'n ding uit die grond uithaal, dan kan jy bepaal hoe oud of hoe lank terug daai dier dood is deur na die hoeveelheid koolstof 14 in die been te kyk. Die koolstof 14, die aantal koolstof 14 sê vir jou hoe oud die dier is wat dood is. Hoe lank hy al dood is eintlik. Okay, dis is net 'n bietjie interessante tydmos. So ons krap dit. So kom ons doen gou 'n paar sommetjies. Daarso. Hier is die eerste. 'n Monster koolstof bestaan uit die volgende isotope. Kyk gou mooi. 85%. So jy het 'n stukkie koolstof. Hierso haal jy 'n blokkie. Daar's 'n been wat jy uit die grond uitgehaal het. Hoe lyk 'n been? So, nee. Lyk 'n been so. Daar's 'n been wat jy uit die grond uitgehaal het, hè? Lyk so 'n hond se been. En hy bestaan uit 85% koolstof 12. Hy bestaan uit 11,2% koolstof 14. En dan ook koolstof 13. Nou, wie kan vir my sê, hoe gaan ons dan weet wat is die persentasie koolstof 13? Jy werk dit uit. Hoe? 100 minus 11. 100 minus 85, alles saam moet 100% wees, né? Okay. Okay, daar kan nou anders elemente ook wees, maar kom ons soom dis net koolstof. Dan is dit 100 minus 85 minus 11,2. En dan kry ek wat? 3,8% koolstof 13. So dit is waar uit daai been, ons het daai been nou mooi afgewas en al die sandjies afgewas dat hy net uit koolstofsene bestaan. Gebruik jy eintlik bepaal die relatiewe atoommassa van die koolstofmonster. Nou hoe doen ons dit? Wie het dit al by die skool gedoen? Ek dink ons het al. Ons het. Ja. Okay, ek help julle net gou. Kyk gou mooi. 85%, of jy mag die persentasie op jou kalkulator gebruik, ek gebruik dit net so. 85%
se relatiewe atoommassa is 12. Plus 11,2% sin is 14. Plus 3,8% sin is 13. En dan sit ek dit in my kalkulator in. Kyk, gaan mooi. So 85% van die massa is 12. 11% van die massa is 14. Dis eintlik maar net, dis eintlik 'n eenvoudige, dis wat jy so doen as jy 'n bakkie vrag goed laai en ek gee vir die persentasies wat elke ding weeg. Dan kan jy die gemiddelde uitwerk of die relatiewe massa uitwerk. Wat kry julle? 1226,2. Ek kry 12, Kom maar ek het eers net gemaal. Soos O, ons jy het het in die eers skaal dit so doen, ons gedoen. het eers 100 atome en dan deel ons met 100. O, okay. Jy gaan hierso is gelyk aan 100 doen en dan nie die 100 sê nie, né? Hoe lyk Ja, jou ons- vergelyking? So ons sê 85 maal 12 plus 11,2 maal 14 plus 3,8 maal 13 en dan kry ek 1226,2 en dan deel ons dit 100. So jy sê net 100 is gelyk aan 100x, né? Ja, Ons doen Want dit jy gebruik daarom. 100 atome. Wie doen dit so? Ons doen. Okay, dit maak nie regtig saakie, né? Ek kon gesê x is gelyk aan dit of ek maal regdeur met 100, dan kry ek dit. So julle gebruik 100 atome. Dis al wat julle doen. Ek gebruik 1 atoom. Ek sê 1 atoom is gelyk aan dit. Julle sê 100 atome, maar dan julle nie 'n persentasie nie, want julle het regdeur gemaal met 100. Dit kom presies op dieselfde neer. En dan moet ek net seker maak, dis eintlik unitless, daar's nie 'n unitless nie, maar party boeke skryf AMU, average unit mass of average wat gebruik julle? AUM of AME of AMU. Wie gebruik AMU? Average mass unit. Ons sê net dat jy gebruik nie eenheid nie. Okay, ja, Ja. daar is nie 'n eenheid nie. Ja, mooi. Okay, ons gaan later met gram per mol begin werk, maar omdat julle nog nie dit doen nie, sien ons dit nog nie raak nie. Ons weet nog nie van nie. Okay. So daar in unitless. So of jy nou die boonste som gedoen het of jy die onderste som gedoen het, jy sou 12,26 gekry het, né? Nice. Kies method 1. Method 2. It doesn't matter. Verstaan jy wat ons gedoen het? Ja, oom. Ja. So jy het 'n bakkie gelaai of 'n drom gelaai met 80% het 'n kilogram, 2 kg geweeg en 20% het 1 kg geweeg. Nou 80% van die drom so goed as 20 en dan al wat jy doen is jy werk die gemiddelde massa uit. Jy het net verskillende deeltjies. Jy het net 100 deeltjies gekies en ek het 1. Okay, awesome. Luca en Amay en Liani en Annika, julle is almal fine met dit. Nou, Ja. okay, great. Ander tipe som. Kom ons werk gou hierdie som uit. Julle kan hom gou afskryf. Skryf hom net gou neer en dan kan ons saam werk. En kyk jy gou terwyl jy neerskryf of jy verstaan wat hulle vra.
Right. Indien die relatiewe molekulêre massa, hulle kan relatiewe atoommassa ook gebruik. Van kloor 35 en kloor 37 in ons monster, ons te sample. Met ander woorde, jy het 'n kloor sample, daar's jou proefbuis en daar's jou kloor sample in en die relatiewe atoommassa is 35,56. Dis die relatiewe. Wat is die persentasie van elk? Nou kyk gou almal net. Die relatiewe atoommassa is naby aan 35, so omtrent al die persentasie is by 35. Daar's baie min kloor 37's. Hoe gaan ons dit doen? Jy kan 1 as X stel Ja, en dan dit aftrek van 100. laat die persentasie kloor 35 gelyk wees aan X, en dan sê ons dit wil sê die persentasie kloor 37 is 100 minus X, want albei saam met 100 wees. Dis is 'n gewone woordsom. Laat die ouderdom van die een persoon X wees en die ouderdom van die ander persoon is whatever hy meer is minus X, né? Okay. Ek gaan mooi. So wat nou? X op 100 maal 35. Dis metode 1 wat ek net nou gedoen het. So ek gaan die persentasie, die onbekende persentasie op 100 sit, maal 35, plus die ander persentasie wat 100 minus X is op 100, maal 37, is gelyk aan 35,56. Nou Annika, wat jy gedoen het, jy het waarskynlik net deurgemaal met 100, so jy het dit gelykgestel aan 35,56, né? Ja. Maal 100. So jy het alles net regte met 100 gemaal. So jou vergelyking lyk dalk so. 35 maal X plus 37 maal 100 minus X is gelyk aan 35,56 maal 100, né? Ja. Okay. Dis want jy gebruik 100 units. Ek gebruik 1 unit. Okay, maar kyk nou wat ek gaan doen met my groen vergelyking om die vergelyking makliker te maak. Ek gaan met 100 nou deurmaal want ek wil nie so baie breuke hê nie. Dan lyk dit so: 35x plus 37 maal 100 minus x is dan gelyk aan 3556. En dan kom ek presies by Annika se vergelyking uit. So sy's net een stapie voor. En al wat jy dan doen, jy maal hierdie vergelyking uit en dan solve jy x. So albei vergelykings kom nou presies op dieselfde ding uit. Okay, hierdie kant het ek minus 2x en daai kant het ek 3556 minus 3700. En dan kry ek minus 144. En dan deel ek dit met 2. And that's wrong. Ek het 'n foutjie dus. 3556 minus 3700. Waar het ek 'n fout? Berekeningsfout. Nee, ek weet nie. En dit moet 2. Wel, ek het x gekry. Ek het nie die antwoord, ek het net x. X is 72. Okay, right. So dis perfek reg. So wat gaan hier aan? Enigiemand? So kloor 35 is wat? X 72%. 72% en die ander een 28%. Nee, 28, ja. 28%. Okay. Kyk gou daar deur en sê vir my as jy sukkel met iets. Okay, Leonie, gaan die grappie met ons deel? Nee, is net dat Abia nou inskakel en dit ons die som klaar gemaak het. Is okay, Abia, dit is so wat ek hoe lank is hierdie meeting al in die gang? 40 minute. Ja. So ek gaan vir jou 'n link, ek sal die video sal ek
post 'n link na die video toe en dan kan jy net na 40 minute gaan kyk hoe ons die som gedoen het. Dit gou wees. Jy kan hom screenshot en hom uitwerk. Dis omdat Abia sit en chocolates eet, né? Terwyl die klas aan is, laat sy, Okay, hand op as jy dit klaar afgeskryf het. Ek kan ook vir jou 'n screenshot maak. Ek is klaar om. Okay. Waarom steek hy hand? Abia, jy sit op dieselfde plek as altyd, né? Ja, Okay, hoe ver is jy van jou modem af? nie baie ver hier oom. Dis redelik mooi. Is almal klaar? Ja. Right, jy's op jou eie. Kyk gaan na hierdie tabel. Hierdie is 'n mass spektrum van magnesium. En dan wys hulle vir jou daar is 3 isotope. Daar's 3 magnesium isotope. Jy moet dit mooi nou raak sien. En dan wil ek die relatiewe atoommassa weet. Wat is die relatiewe atoommassa van hierdie 3 magnesium isotope? En jy is totaal op jou eie. En jy het actually nie die periodieke tabel nodig nie. Al die inligting is daar. Kyk maar net na die X en die Y as. As jy nie weet wat hier aangaan nie, laat my weet. Of sê net, oom, I don't understand. My Engels is nie so goed nie. Ook, as jy klaar is, kan jy hand opsteek. Kom rond jy af tot die tweede desimaal. Ja, wat? Jou eksamenvraestel of jou toets sal altyd in die begin sê, rond af tot 2 desimale syfers, of 3, of 1 beduidende syfer. Kom jy reg, Luca? Ja. My. Ja, maar ek wou dit net in my calculator sit. Jy kan dit maar doen sonder jou calculator. Ek gebruik 'n ander metode wat baie complicated lyk. Okay. Maar hoekom gebruik jy nie die metode wat ons reg in die begin gedoen het, byvoorbeeld 1 nie? Jy kan of daai metode gebruik of die 100 unit metode. Ja. Okay, kom ons kyk gou hoe doen ons dit. Kyk gou weer. So wat hier aangaan is daar's 'n magnesium 24 en as ek reg kyk is hy
78,7%. Dan staan magnesium 25 en hy is 10,13%. En dan is daar 'n magnesium 26 isotoop en hy's 'n 11,17%. Nou dit lyk vir my is 'n kind of problem hierson, né? Nee, dit is nie, dis alles 100%. Okay, so wat nou? Wie die 100 units metode gebruik? Annika en wie nog? Ja. En wie het die E1 unit gebruik? Okay. So Luca, wat het jy gedoen? Het jy 78,7 op 100 geskryf? Nee, ons het so 'n ander metode by die skool geleer. Wys, sê. Ek het ook daai metode gebruik. Ja. Lees dit gou vir my. Oom, so jy moet sê nou maar okay, wag, jy moet in hakies sê 24 maal 78,7 en dan dis nou in hakies, nê? Ja. Of so ja, maar daai hele ding moet in hakies wees, oom, en wanneer dan gaan nou nee. Ja, sien maar so. En dan plus 25 maal 10,13. Daai in hakies ook nou en dan plus 26 maal 11,17 wat ook in Ja, maar dit is presies dieselfde as die 100 unit. Ja, en dan is dit nou net op 100 basies, daai hele ding op 100. Oor daai hele ding op 100. Ja. Okay, maar dit maak Oh wow, this looks difficult. Dit is nie, dis dieselfde. Né? En dan stel ek dit gelyk aan X. Of net die antwoord. Net die antwoord. Okay, net die antwoord. Okay, maar kyk hierso. Hoe lyk my metode, Luca? Dis net elkeen individueel op 100, né? Ja. Dieselfde. Dieselfde. Okay, en dis gelyk aan die antwoord. En wat Annika doen, sy maal net die 100 reg deur van die begin af en sê kom ons gebruik net 100 units, so sy maak net 100x daar, dan is sy nie een van hierdie 100s nie, en lyk dit net so. Sien julle? Okay. Dit is the same thing. Dis net 'n klein bietjie breuke. Kyk gou almal hierso. 5 op 15 plus 3 op 15 plus 1 op 15 is dieselfde as 5 plus 3 plus 1 op 15, né? Stem hulle almal daarmee saam? Ja, oom. So of ek nou dit skryf en of ek daai skryf, it's exactly the same. Okay, en toe wat kry ons as die getal? 24,32. 24,32. Het almal dit gekry? Ja, oom. Okay, so jy mag enige metode gebruik, solank jy net dit kry. Né? Right. Hierso is 'n eksamen voorbeeld. En dan is ons klaar. In 'n ander atoommodel is isotope ontdek. Koper het 2 isotope. 'n Koper 63 en 'n koper 65. Die relatiewe atoommassa van die 2 isotope is 63,5. Nou die definisie gaan jy later leer, so kom ons skrap dit uit. En ek wil hê jy moet vir my deur berekeninge bepaal watter isotoop die meeste in die natuur voorkom. Oh my word. Almal kan sien dis 63. Maar anyway, kom ons verander die vraag en ek wil weet wat is die persentasie van elk van die isotope? Okay, right. Werk vir my die persentasie vir 5 punte. Wat is die persentasie koper 63 en wat is die persentasie koper 65? En ja, en dan merk ons dit en dan is ons klaar vir die dag. Dis die tweede tipe som wat ek net nou gedoen het. Wat jy soos 'n woordsom doen.
Ek gaan jou help en vir jou sê my som gaan begin met die volgende woord. Laat. Né? Hoe laat is dit? Okay, Tom, Moelani. Die persentasie koper 63 moet hoër wees as 65. Dis logies want die antwoord is amper 63, né? Kry jy dit so, Leonie? Ja. 30 seconds. Hoe kan ons aanneem dat dis in die skryfwyse gemaak? Soos dis hoe hulle Kan ons aanneem wat? dat hulle dit in die skryf ek moet die regte woord afvind. Kan jy Hulle het aanneem in dat die die eksamentoetse so gaan wees? Ja. In die skryfwyse. Okay. Laat die persentasie, jy kan enigiets kies. Ek gaan net koper 63 gelyk wees aan X. Dit beteken die persentasie koper, jy kan enige plek die ding skryf. Hulle het 65 aan die bokant is gelyk aan 100 minus X. So wat ek gaan doen is ek gaan nou sê X persentasie maal 63 plus 100 minus X se persentasie maal 65 is 63,5. Dan maal ek gou met 'n 100 regteer, dan kom ek by Annika se vergelyking. 63x plus 65 maal 100 minus x is gelyk aan 6350. En dan los ek die vergelyking op. 63x plus 6500 minus 65x is 6350. Dan het ek minus 2x alweer die kant. Is dit minus 150? Ja. En dan kry ek x as 75. So dit beteken die koper 63 is 75% van die hele ding en die koper 65 is die 25% wat oorbly. Dit beteken die koper 63 is meer. Maar dit was 'n dom vraag want ons kon dit gesien het van die begin af, maar hulle soek al hierdie berekeninge vir die 5 punte, né? Whatever. Daar's iewers nog 'n punt, moet ek nie weet waar nie. Ons is klaar. En dis isotope. Obviously, jy kry in elke liewe eksamen ook die definisie. Wat is wat ek net vir jou gaan laat om self te leer. Ek sien jou volgende week weer. That's everything is back to normal. Ek sal vir jou toetsie op die groep gooi. Okay. Lekker vakansie. Oom ook. Sy. Wat Bye.